Ek wil u almal graag hartlik welkom heet in die huis van die Here. Ek hoop dat u ook vandag hier 'n seën sal ondervind. Vriende, ek is dankbaar dat ek vandag hier kan staan. Ek wil graag 'n volgende gedagte aan u bring. In die reeksie wat ek begin het waar Jesus gesê het, volg my. En ek dink Tini het al reeds 'n fantastiese aansporing of aanvoorwerk gedoen vir my boodskap vandag. In die Sabbatskool en ons lesstudie het ook vandag heel wat gedagtes aangeraak. Maar ja, ek wil graag vandag gesels oor my behoefte aan Jesus. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, dankie dat ons hier in u midde kan wees, waar ons kan gesels oor die kosbarehede wat u opgesluit het in die woord. Here, seën die woorde wat gespreek sal word en Vader, maak dit ontvanklik vir u volk. Ek vra dit uit genade. Amen. Vriende, die teksversie wat ek wil voorhou, Psalm 63 vers 2. Ons lees daar: U, o God, u is my God. U soek ek. My siel dors na u. My vlees smag na u in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Vriende, dit is dikwels die gevoel wat ons ondervind hier op aarde. Ek wil 'n verder versie aan u voorhou uit Psalm 55 vers 23. Waar die Here vir ons sê: werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Vriende, Jesus het in sy tyd op aarde vir vele mense gesê dat hulle hom moet volg. En dit is vandag nog presies wat hy wil hê ons as mens moet doen. So ek wil bietjie verder kyk na God se liefde vir ons. In die eerste gedeelte van hierdie reeks het ons werklik in diepte ingegaan om te kyk hoe lief God ons as mens het. En vandag kan ons terugkyk en ons het gesien hoe diep God se liefde vir die mens is, dat hy eens sy geliefde seun nie gespaar het nie. Sy liefde vir ons het in werklikheid alle perke oortref. En dat hy die hemel in der waarheid leeggemaak het om ons as mens te kan red. En daardie dure redding wat hy vir ons daar aan die kruis bewerk het, kan ons as mens nie altyd raak sien nie. Maar dit weer eens bewys God se liefde aan ons. Ons het verder gesien dat indien ons iemand ken en verstaan en vertrou, dan word dit vir ons maklik om daardie persoon te volg en lief te hê wanneer hy ons leier is. Vandag wil ek graag na 'n ander aspek kyk waarom ons Jesus moet volg. En ek wil dit graag daarby uitbring dat wanneer ons Jesus volg, dit nie 'n gedwonge aksie moet wees nie, maar 'n vrywillige daad wat vooruit spruit uit dankbaarheid vir wat Jesus vir ons gedoen het in elkeen van ons se lewens. Vandag wil ek praat oor ons behoefte aan Jesus in ons lewens en hoekom ons nie moet skroom om hom uit liefde te volg nie. Omtrent 6000 jaar gelede het ons voorouers gelewe, geskape na die beeld van God. Hulle het gelewe in volmaakte gehoorsaamheid aan die wil van God. Hulle het daagliks besoeke van engele en van Jesus gehad, wat hulle onderrig het hoe om 'n heilige lewe te lei. En hulle liefde met God was gebaseer op liefde en hulle afhanklikheid van God was deurentyd daar. Hulle het edele vermoëns en 'n kragtige verstand gehad.
Adam en Eva het in die tuin van Eden 'n sorglose lewe gelei en alles gehad wat hulle kon begeer. Hulle kon direk in die midde van hulle Skepper staan. Nou hierdie eerste voorouers van ons het egter die totale mensdom in sonde gedompel deur ongehoorsaamheid aan God se bevele en hulle het hulle direkte samesyn met God verbeur omdat hulle sonde 'n muur tussen hulle en hul God gebring het. Jesaja stel dit duidelik vir ons in Jesaja 59 vers 2. Hy sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Vriende, dit is eintlik 'n kommerwekkende gedagte dat ons sondes maak dat God ons nie kan hoor nie of miskien nie wil hoor nie. Adam en Eva was die ewige doodskuldig, maar God se liefde vir hulle het 'n uitkoms gebied. Deur Jesus, God se geliefde seun, kon die mens vrykom van hierdie ewige dood. Die sondaar moes vooruitkyk na die kruis en in geloof moes hy sy lewe in die hande van Jesus plaas en glo dat sy sondes vergewe sou word en hy die ewige lewe sou verkry. Hierdie plan van verlossing het vir die mens 'n behoefte geskep om 'n gehoorsame lewe te lei. Daar was 'n behoefte aan Jesus waarsonder hulle nie kon leef en uiteindelik oorgaan in die toekomstige ewige lewe waar hulle weer in die direkte midde van hulle Skepper kon staan nie. Dit was egter nie altyd moontlik nie, want Satan loop deurentyd rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verskeur. Die groter deel van die mensdom skaar hulle egter aan die kant van Satan omdat die aardse lewe lekker en genotsvol is en daar nie werklik vereistes aan is nie. Dit is egter nie so vir die deel van die mensdom wat God graag wil volg nie. Hulle moet waak daarteen om nie deur Satan oorrompel te word en omdat hulle eie swakhede besef, moet hulle staat maak op Jesus se merites en sy onfeilbaarheid in absolute gehoorsaamheid. Dit het die behoefte aan Jesus, ons verlosser, vir ons as kinders van God des te meer noodsaaklik gemaak, omdat ons as mens maar te dikwels faal in ons Christelike lewe. Vandag, hier in die tyd waarin ons lewe, kyk ons terug na die kruis en ons sien dat God sy belofte nagekom het en dat die verlossingsplan volbring was in Jesus se eie woorde, dit is volbring. Die vereiste vir verlossing het egter nie verander nie. Dit is steeds Jesus se offer wat daardie verlossing bring en dit maak ons behoefte aan Jesus geensins minder in vandag se lewe nie. Ons bly afhanklik van Jesus om ons die ewige lewe wil beerwe. Hierdie behoefte aan Jesus moet egter uit 'n liefdevolle hart kom en nie gedwonge nie. Jesus se gawe van verlossing vir ons was uit liefde en ons verhouding met hom moet ook uit liefde voortspruit. Vandag in hierdie wêreld van ons wat so deurdronke is met valse leringe van die mense wat daarop aandring dat die godheid nie bestaan nie en wat die Bybel as oorbodig beskou nie as die woord van God nie. Mense glo hierdie leuns omdat hulle nie self die woord van God ken nie. En dan glo hulle predikante wat aan hulle leuns verkondig. Hulle sê dat die Heilige Gees nie deel is van die godheid nie en dat Jesus nie die seun van God is nie, maar net 'n gewone mens was. En dan het die wêreld God nie nodig nie, want hy was nie werklik die skepper nie, want die skepping het ontstaan, soos wat alles wetende wetenskaplikes sê, uit die sogenaamde Big Bang. Maar ek vra vandag, vriende, kyk na Gaza of Oekraïne en sê vir my wat daar orde kom uit 'n ontploffing.
Hierdie heelal bestaan in orde van sonnestelsels en planete, en op hierdie aarde is lewe wat volhoubaar is, en dit alleenlik is omdat die hand van God daarin is. Alles wat hierdie orde vernietig of probeer vernietig, is uit die hand van ongelowige en selfsugtige mense. Hierdie natuur kan nie aangaan sonder sy afhanklikheid van God nie, en net so ook die mens. Die woord van God is deur die eeue heen bewys, en dit is aanvaar as die onfeilbare woord van God. In die eerste woorde van Genesis stel God hom nie bekend deur al sy deugde nie. Hy stel hom net bekend as die skepper van hemel en aarde. In Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit is 'n kort maar kragtige stelling. Die Bybelkommentaar sê dat die Hebreëse woord wat hier vertaal is geskep, 'n aktiwiteit van God aandui en nooit 'n aktiwiteit van die mens nie. Die Strongs Woordeboek sê dat die woord God in Genesis 1 vers 1 'n meervoudsvorm is. En as ons Johannes 1 vers 1 hierby voeg, dan sien ons dat die Vader en die Seun betrokke was by hierdie skepping. En wat meer is, Genesis 1 vers 2 sê vir ons, dat die Gees van God reeds vanaf die skepping oor die aarde gesweef het. Hier is onvernietigbare bewys dat die Godheid uit 3 afsonderlike persone bestaan. Die feit dat God die een is wat geskape het, maak alles wat geskape is die eiendom van God. Dit maak die mens ook die eiendom, en omdat die mens 'n wese met rede is, plaas dit op die mens 'n verantwoordelikheid in die besef dat hy die eiendom van die almagtige God is. Maar dit moet die mens met vreugde vervul, omdat hy aan hierdie God behoort en nie aan 'n vernietiger van sedes en 'n mensemoordenaar so Satan nie. Des te meer moet die mens sy afhanklikheid van God besef op hierdie aarde wat die vloek van die sonde dra. Ja, hier op hierdie aarde wat binne 'n handjievol van jare na die skepping die val van die mens beleef het en ook die eerste bloed sien vloei het. As ons dit in oënskou neem, kan die mens nie anders as om sy afhanklikheid van Jesus te besef nie. Nie net vir die behoud van sy lewe nie, maar ook vir sy daaglikse onderhoud en alles, bo alles, vir die bewaring van sy siel. Ek lees in die boek Patriarge en Profete die volgende op bladsy 78. Ondanks Kaïn se misdryf, die doodsvonnis verdien het 'n genadige Skepper sy lewe gespaar en hom nog 'n geleentheid vir berou geskenk. Maar Kaïn het sy hart verhard, meer opstand teen die goddelike gesag opgestook en hoof geword van 'n geslag van vermetele, losbandige sondaars. Hierdie een afvallige het onder die leiding van die Satan 'n verleier van ander geword, en deur sy voorbeeld en invloed het hulle ontaardende mag beoefen, tot die wêreld so bedorwe en so vol geweld geword het, dat dit vernietig moes word. U sien vriende, hierdie ontaardende mag verlei mense omdat hulle nie die woord van God ken nie. Dit verlei hulle omdat hulle te belangrik is om God te erken as die heerser in hulle lewe, en omdat die eie ek in hulle lewens so groot is, dat hulle weier om hulle afhanklikheid aan Jesus te erken. Net so in die dae van Noag, toe hierdie vermetele en losbandige sondaars
so ontaardende mag die wêreld gevul het met geweld en die aarde totaal bedorwe het tot sy vernietiging. So is dit weer eens hier aan die einde van tyd. Weer eens is hierdie geslag van vermetele en losbandige sondaars onder direkte beheer van Satan hard aan die werk om hulle ontaardende mag mense te verlei. Weer eens doen die grootste deel van die mensdom daaraan mee. Ons sien hoe hierdie groep probeer om die mag van mense te bekom, eerder as om die mag van God, die almagtige God, te erken en hulle daaraan te onderskik. En die wêreld storm weer eens op sy vernietiging af deur die hand van 'n liefdevolle en regverdige God. Maar dank die Vader dat deur die eeue heen altyd 'n oorblyfsel daar was en is en sal wees, wat God as hulle Vader en hulle Heer erken. 'n Oorblyfsel van kinders wat altyd sal vas staan in hulle liefde vir hom en sal erken dat 'n mens tot niks in staat is behalwe deur Jesus wat hulle die krag gee nie. Dit is slegs die Here wat die mens se gedagtes kan rig tot die rykdom van kennis van God. Dit is slegs God wat die mens kan red van die ewige verderf. Daarom kon die psalmis uitroep in Psalm 118 vers 14. Die Here is my sterkte en my psalm, en hy het my tot heil geword. Maar as ons God nie daagliks soek in ons lewens nie, kan ons nie die rykheid van sy genade en sy liefde besef nie. Nog minder kan ons dit beleef. God wil slegs die beste vir ons hê en wil hê dat ons 'n duidelike onderskeid moet tref tussen wat reg is en wat verkeerd is. Micha deel vir ons 'n kostelike gedagte mee in Micha 6 vers 8. Micha sê vir ons, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat anders vra die Here jou anders as om reg te doen en te betrag en ootmoedig met jou Skepper te wandel. En om ootmoedig te wandel voor jou God is om jou swakheid te erken en te besef dat jou alles bestaan in afhanklikheid van God. Dwars deur die skrifte het hy aan ons bekend gemaak dat hy die gewer is van alles wat goed is. Hoe kan 'n mens wat dit ontken homself beroem daarin dat hy geleerd en vol kennis is? God, die groot ek is, het vir ons die weg tot saligheid bekend gemaak. Jesus is die woord en die woord was in die begin by God en die woord was God. Jesus het na hierdie aarde gekom om die verlossing van die mens te volbring en dit is beskikbaar tot almal wat hulle afhanklikheid aan God erken. Hom liefhet met hulle hele hart en siel en met al hulle krag. Dan ontsluier God die waarhede van sy woord en dan sê Jesus tot die wat glo in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Indien die sondaar by God die Vader wil uitkom vir die ewige lewe, moet hy die regte weg behandel om daar by uit te kom. Dit maak hom behoeftig aan Christus, want Jesus is daardie weg. En omdat Jesus ook die enigste waarheid is wat vasstaan, bestaan daar geen ander weg om in die ewige lewe te kan ingaan nie. En dan sê die woord dat Jesus ook hierdie lewe is waarna ons soek. En dit is alleenlik in Jesus wat ons dit kan bekom. Hoekom sal ek as sondagsmens dan nie my lewe in die hande van die een plaas wat die dood oorwin het
en vir my die ewige lewe aanbied. En dit as 'n kostelose gawe nie. Jesus sê, ek is die goeie herder. Hoekom kan ek nie soos 'n stomme skaap op my herder vertrou om my na groen weivelde en na waters van rus te lei nie? Jesus is die een wat die lewe skenk. Dit is hy vir wie ons gebeente nie verborge was toe ons in die geheim gemaak is nie. Dit is sy asem wat in ons neuse is. Bewys dit nie aan die mens sy behoefte aan Jesus nie. Maar verkoop onder die sonde het ons die behoefte vir verlossing en dit kan alleenlik bekom word van Jesus. Enige mens het die verlange om 'n heilige lewe te lei en Jesus het ons beslis nodig in ons lewens. Ek lees die volgende in die boekie Skrede na Christus op bladsy 14. Dit is nie genoeg om die liefde, die goedheid en die vaderlike ontferming van God te sien nie. Dit is nie genoeg om die wysheid en regverdigheid van sy wet te verstaan en te besef dat dit op ewige liefde gegrondves is nie. Die apostel Paulus het dit alles besef toe hy uitgeroep het, ek stem toe dat die wet goed is, die gebod is heilig en regverdig en goed. Maar hy het ook in bittere sielswroging en van wanhoop daarby gevoeg, ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Dit is Romeine 7 vers 16, 12 en weer 14. Hy het verlang na die reinheid en geregtigheid, maar hy was magteloos om te verkry. Hy het uitgeroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Romeine 7 vers 24. Dit is die noodkreet wat deur die eeue heen van belaste harte in alle lande opgestyg het. Aan almal is daar slegs een antwoord, naamlik, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Ja, vriende, dit is net die lam van God wat die sonde van die wêreld kan wegneem. En Petrus het verklaar voor die raad in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur die mens gered moet word nie. Wanneer ons besef dat ons sonde tot ons deurdring en wanneer ons die besef van ons sonde het en dit deurdring tot ons, kan ons insien dat dit ons sondes is en nie die sondes van ander wat ons geliefde Jesus aan die kruis gespijker het nie. Ons is net so skuldig soos die ander sondaars dat Jesus aan die kruis gespijker was. En die skuldgevoel in ons gedagtes, as dit ernstig raak en begin maal in ons gedagtes, met die wete dat ons vergifnis het, dan is daar net een moontlikheid om weer sielsrus te kry. En dit is as ons lewe in Jesus se hande plaas. Alleenlik by die lam van God kan ons vergifnis kry. Wanneer ons skuld bely en Jesus om daardie kosbare vergifnis smeek, dan alleenlik kan ons weer by die waters van rus uitkom, onder die troue sorg van die goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape. In die boekie Skrede tot Christus lees ek verder op bladsy 15 aangaande hierdie worsteling om vergifnis. Die Gees van God gebruik baie beelde om hierdie waarheid duidelik aan siele wat verlang om verlos te word van die sondelas. Toe Jakob na sy sonde van bedrog van die aangesig van Esau weggevlug het hy swaar gebuk gegaan onder die besef van sy sondes. Toe hy daar in die eensaamheid rondgeswerf het, geskei van sy geliefdes, was die gedagte soos lood in sy hart om dat sy sonde hom geskei het van God en dat hy verlate was.
In diepe droefheid het hy hom daar tussen die heuwels op die grond neergevlei en ver bo hom het die sterre geskitter. Terwyl hy so slaap, het 'n vreemde lig hom bestraal en hy het 'n reuse leer gesien wat van die grond tot in die hemel reik en engele van God het op en af langs die leer gegaan. En die heerlikheid daarbo het 'n goddelike stem met die boodskap van hoop en vertroosting na hom gekom. Op hierdie manier is Jakob bekend gestel met wat sy siel na verlang het en waaraan hy so 'n groot behoefte gehad het, naamlik 'n verlosser. Met vreugde en dankbaarheid het hy kennis geneem van 'n weg waarlangs hy 'n sondaar weer sy gemeenskap met God kon herstel. Die mystieke leer wat hy in sy droom gesien het Jesus voorgestel. Die enigste kanaal van gemeenskap tussen God en die mens. Hier in die einde van die dae waar ons weet dat die probleme van hierdie aarde grootliks gaan vermeerder en dat ons as kinders van God die teken gaan wees van die goddelose wat hulle nie wil onderwerp aan God nie en hulle behoefte aan God nie besef nie, kan ons as kinders van God nie bekostig om met skuldgevoelens oor ons sondes en oortredinge rond te loop nie. Ons moet onmiddellik daarvan bevry word as ons gedagtes sodat ons gedagtes en energie daarop gevestig kan word om ander van hierdie kosbare boodskap van verlossing in Jesus kan vertel. Die skrif sê, ons moet werk terwyl dit dag is. Van die nag kom spoedig, waarin ons nie kan werk nie, en die werke van die nag is boos. Ons redding lê in Jesus en God sy liefde vir ons reeds bewys. Alleen wanneer daardie smagting na verlossing binne in ons brand en ons besef het wat God gedoen het om vir ons daardie verlossing vrylik aan ons te skenk, dan kan ons deur belydenis weer eens rus vind vir ons vermoeide siele. Ek lees nog iets raak in Skrede na Christus bladsy 17. Die hart van God verlang na sy aardse kinders met 'n liefde sterker as die dood. In die gawe van sy seun het hy die hemel in daardie een gawe leeggemaak vir ons. Die heiland se dood, lyding en voorbinding, die diens van die engele, die smeking van die Gees, die Vader wat oor alles is en deur alles werk, die onophoudelike belangstelling van die hemelwesens, al hierdie dinge werk mee vir die redding van die mens. Vriende, ons kan die liefde van God vir elkeen van ons nie ontken en miskyk nie. As ons enigstens die woord bestudeer, kan ons tot geen ander slotsom kom dat God liefde is en dat daardie liefde uitreik na ons as sondaar mense. Ons moet miskien redeneer dat ons nie verantwoordelik was vir die val van die mensdom nie. Maar as daar een van ons is wat kan getuig dat hy soos Jesus geen gedagte of handelinge van kwaad teen sy haters en aanvallers gehad het nie, dan was Paulus verkeerd. Want hy het onder inspirasie geskryf en vir ons gesê in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek almal aan die heerlikheid van God. Maar die inspirasie dat Paulus die antwoord daarop gee net in die volgende vers. In Romeine 3 vers 24 sê hy, en hulle word deur sy genade sonder verdienste regverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Daar is werklik geen redenasie wat ons as mens kan voer
om ons los te maak van ons behoefte aan Christus nie. Spreuke getuig vir ons in Spreuke 2 vers 5 tot 12. Dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Want die Here gee wysheid. Uit sy mond kom kennis en verstand. En hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, deur die paaie van die regverdige bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Dan sal jy die regverdigheid en reg verstaan, en regverdigheid op elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou sal lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou. Verstand sal jou bewaak, om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek. En dan roep Dawid uit in Psalm 53 vers 5. Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie. Vriende, laat ons enige verbintenis wat ons het met bose werke van Satan sonder versuim verbreek en ons lewens plaas in die hande van die een wat ons na lewe wil lei. Ek sluit af met 'n laaste paar woorde uit Skrede na Christus op bladsy 18. Sal ons nie agslaan op die genade van God nie? Wat meer kon hy gedoen het? Laat ons onsself in die regte verhouding stel tot die een wat ons met so ontspreeklike liefde liefgehad het. Laat ons die voorsiening wat daar vir ons redding gemaak is, aanvaar, sodat ons na sy ewebeeld verander en herstel kan word in gemeenskap met die dienende engele, sodat ons in harmonie met die Vader en die Seun gebring kan word. Dit is my gebed vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat ons in ons behoefte aan Jesus sal toelaat dat ons deur die Heilige Gees gelei sal word om elke oomblik van ons lewens nader aan die ewige lig te beweeg en ons enigste verlossing, Jesus Christus, aan nader te kan kom. Amen. Kom ons bid saam. Heer Jesus, aanvaar asseblief vandag ons belydenis, dat ons jammer is vir die dinge wat ons gedoen het, wat skeiding tussen U en ons meebring. Vergewe ons asseblief en hou ons onder die beskerming van die vleuels van die Almagtige. Ek bid dit uit genade. Amen.